Wat as jy die wêreld kan begin verander, net deur die manier wat jy opdaag? Matteus 5 sê, julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld, 'n stad wat op die berg lê kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Jesus beskryf sy volgelinge met twee eenvoudige beelde, sout en lig. Sout preserveer, dit genees, dit versterk smaak. Lig verdryf duisternis en help mense om helder te kan sien. In hierdie konteks is nie sout of lig gemaak of bestaan vir homself nie. Albei bestaan tot voordeel van ander. Jesus het nooit van sy volgelinge verwag om van die wêreld te onttrek nie. Inteendeel, hy het hulle daarin gestuur. Ons werkplekke, skole, woonbuurte en huise is nie onderbrekings van God se roeping nie. Dis nie weg van sy roeping nie. Dit is dikwels juis waar dit begin. Eeue voordat Jesus aarde toe gekom het, het God aan sy volk 'n soortgelyke roeping gegee terwyl hulle in Babel gewoon het. In plaas daarvan om te vlug uit 'n moeilike plek, word hulle genooi om die vrede en voorspoed daarvan na te jaag. Jesus neem hierdie roeping selfs nou verder. Waar ons ook al bevind, word ons uitgenooi om sy karakter te weerspieël, sodat ander deur die manier waarop ons leef, die manier waarop ons opdaag en daar funksioneer, dat hulle daardeur iets van God kan raak sien. Om sout en lig te wees, gaan nie altyd oor groot gebare nie. Dis om integriteit te kies wanneer niemand kyk nie. Dis om bemoediging te bied in plaas van bloot net kritiek of afbreekende kritiek. Dis om te luister voordat jy praat, om te gee in plaas van om te vat, om te vergewe in plaas daarvan om boek te hou, en om elkeen met menswaardigheid te behandel, omdat hulle ook God se beeld dra. So dalk gaan jy nie in 'n dag jou werksplek heeltemal verander nie, maar jy kan die atmosfeer rondom een gesprek verander. Jy kan deur een daad van vriendelikheid, een eerlike besluit, een oomblik van genade, kan jy iets verander, begin verander. Klein dade van getrouheid word dikwels die plekke waar God sy grootste werk doen. So neem 'n paar oomblikke en dink vandag hieraan. Waar het God jou geplaas om sout en lig te wees? Wie is daar rondom jou wat hoop of bemoediging of vriendelikheid nodig het? En wat is een praktiese manier waarop jy die karakter van Jesus kan weerspieël? Kom ons bid saam. Dankie Here vir u teenwoordigheid en dat u in elke deel van ons lewe betrokke is. Laat u wil geskied, Here, waar ons ook al gaan. Laat u wil deur ons lewe geskied en gebruik ons asseblief. Amen.